Vriende, dit is weer 'n voorreg om saam met u te kan wees en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën rondom die woord en dat die Here ook vir ons deur sy gees sal versterk met wysheid en insig, dat ons die waarheid van sy woord kan verstaan, ter harte kan neem en hom bo alles kan verheerlik. Nou, daar's 'n pragtige lied wat ek vanmôre onder die aandag wil bring. Dit is 'n lied wat my baie na aan die hart lê en ek lees vir u net die eerste vers van hierdie lied. Daardie Halleluja lied 78 sê: siel vol kommer en vol smart, by die kruis is heil. Bring die weeklag van jou hart, by die kruis is heil. Fluister al jou leed om sag, Jesus gee aan swakkes krag. Spreek vermoeide, hy gee ag, by die kruis is heil. Hierdie lied gaan in besonder oor die kinders van die Here wat in 'n gebroke wêreld lewe, 'n wêreld wat in sonde vasgevang is, 'n wêreld wat vir ons eintlik vreemd is, want ons is lief vir die Here, ons is lief vir sy waarheid, ons is lief vir sy woord, ons haat sonde, ons haat die ongeregtigheid wat om ons seevier, en daarom is hierdie lied eintlik so kosbaar, want dis 'n uitnodiging wat die Here vir ons gee. As daar vandag smart in jou hart is, as daar 'n swaar drukkende gevoel op jou hart is, dan nooi die Here jou om vir hom te sê: Vader, hier is my probleem, hier is die ding wat my pla, hier is die bekommernis van my siel, en ek vra dat u deur u gees my sal versterk, sal optel, sal opbou in die allerheiligste geloof. En vriende, dis ook ons boodskapies vir hierdie week. Dis baie besondere boodskapies en ons gaan bietjie kyk na die gedagte, wat kan ons doen om die vaderhart van God te verbly? Jy al ooit daaroor gedink dat u en ek God se vaderhart kan verbly? En miskien kan u by u self dink, maar hoe is dit moontlik? En ek dink dit is baie eenvoudig. Telke maal in die Bybel kom die Here en hy sê vir ons, soos 'n vader omgee vir die kinders, so gee die Here om vir die wat hom vrees. Telke male sien ons in die Bybel dat die Here ons Vader genoem word, en soos jou kind jou bly maak wanneer daar in sy lewe gehoorsaamheid is, en daar is toewyding, en daar is respek, en daar is dankbaarheid, en dit jou hart bly maak, so kan ons ook God se Vaderhart verbly, as ons deur die kragvolle werking van die Heilige Gees vanuit die waarheid van die woord in gehoorsaamheid lewe om die Here te verheerlik. Nou vriende, kom stap saam met my deur hierdie reeksie. Ons gaan die hele week stil staan daarby. En dit is maar 'n uitbreiding van die reeks uit Kolossense 3 wat handel oor die pad van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. U sal onthou, ons het gestop daarby die gedeelte waar die Here vir ons sê dat ons mekaar moet lief hê. U onthou vers 14? En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Dis waar ons gestop het met ons reeks, 'n baie besondere reeks, en die gebed van my hart is dat u baie seën geput het uit die reeks, maar ook 'n gewilligheid getoon het om te sê: Here, ek wil aflê, ek wil aantrek dit wat u vir my gesê het in die woord, ek wil sonde doodmaak in my lewe, maar Here, bo alles wil ek lief hê, soos u vir my geleer het uit die woord hoe om lief te hê. Nou, ons gaan aangaan met hierdie reeks deur vanmôre stil te staan en dan ook die res van die week by die gedagte wat ek en jy kan doen om die vaderhart van God te verbly. En vriende, ek gaan vir u lees wat staan daar in Kolossense 3 vers 13. Daar staan: verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Nou is 'n baie besondere gedagte hier in die woord van die Here, want u sien, hier is een van die kosbare gedagtes wat na vore kom, wat ons kan doen as kinders van die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, om die vaderhart van God te verbly. Nou, die eerste vraag wat jy vir jouself moet afvra, en u wat my oordeenkiks nou al vir 'n tyd luister, sal agterkom, ek staan telke male stil by hierdie gedagte. Vra jouself die vraag af vanmôre: is ek kind van God en is God my Vader? Kan ek vanmôre met sekerheid sê, hy is my Vader en ek is sy kind? Want as dit nie so is nie, dan gaan hierdie boodskappe nie vir u sin maak nie. U sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik in 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Hoor nou, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Die oomblik as ek gered word, verander my vaderskap. Die duiwel is my vader van geboorte af, ek word in sonde ontvang en gebore, en by wedergeboorte word hierdie vaderskap verander. Dan word ek kind van God, hy word my vader, ek word sy kind. Die Bybel sê ons word seuns en dogters van God, en daarom is daar 'n begeerte in ons hart om God te verheerlik, en die Bybel sê om hierdie rede ken die wêreld ons nie. As jy vanmôre miskien tuis voel onder die wêreldlinge, as die wêreld vir jou lief is en jy's lief vir die wêreld, jy's lief vir die wêreldse plekke, die wêreldse dinge,
dan is dit omdat jy heel moontlik nie God as jou Vader het nie. Want die oomblik as hy jou Vader word, verander jou begeertes en al die dinge wat in jou lewe gebeur, al die dinge wat jy doen, verander, want jou fokus is nou om Vader te verheerlik. Soos 'n kind wat lief is vir sy vader, en sy vader op aarde probeer tevrede stel, so wil 'n kind van God nog des te meer sy hemelse Vader tevrede stel. Hoor hoe mooi sê die Bybel vir ons daar in 2 Korintiërs 6 vers 17 en 18. Die Here sê, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Weereens die gedagte, die oomblik wanneer God my Vader word, dan poog ek deur die krag van die Heilige Gees om onder hierdie wêreldlinge uit te kom, nie meer saam met hulle te doen en te praat en te leef nie, maar juis om soos 'n dogter en 'n seun van God te lewe dat hulle kan sien, die vaderskap het verander. Ek is nie meer soos hulle nie, ek praat nie meer soos hulle nie, en luister, ek is nie beter as hulle nie, maar ek is nou anders, omdat God nou my Vader is. Die Bybel sê in Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En dis die gedagte waar ek by wil uitkom. As ons vanmôre God as Vader het, dan kan ons ook sy vaderhart verbly, deur sekere deugdes wat ons in ons lewens toepas. Kosbaar om daarna te kyk, en die eerste ene wat ons raak sien in hierdie gedeelte. Die Bybel sê vir ons, as ons God se vaderhart wil verbly, moet ons mekaar kan verdra. Nou vriende, verdraagsaamheid is iets wat in ons dag en tyd eintlik iets is wat afwesig is. Nou hierdie woordjie verdra in die oorspronklike taal beteken to hold oneself up against. That is to put up with, of bear with, of to endure, of to forbear, of to suffer. As ek dit in Afrikaans vir u moet opsom, dan beteken hierdie woordjie verdra in Kolossense 3 vers 13 eenvoudig, dat kinders van die Here mekaar moet regop hou. Hulle moet mekaar ondersteun. Hulle moet 'n stit wees vir mekaar in hierdie absolute moeilike tye. En nie saam met my saamstem, hierdie deugde is broodnodig, en God se vaderhart word verbly wanneer ons as kinders van die Here mekaar regop hou, wanneer ons mekaar ondersteun. Ons trap mekaar nie in die grond nie, ons sê mekaar nie sleg nie, ons doen mekaar nie in nie, ons praat nie van mekaar kwaad nie, ons is juis daar om mekaar op te bou in die allerheiligste geloof. Juis met die doel, sodat Vader verheerlik kan word. Dink maar net gou vinnig aan 'n familie, pa, ma met 4 of 5 kinders. Wat bring vir hulle die grootste vreugde en blydskap, is wanneer daardie kinders goed oor die weg kom. In die jare wat ek in die bediening is, het ek al baie berading gedoen, waar ouers my sê, maar my seun en my dogter kom nie oor die weg nie. My seun en my dogter het jare laas met mekaar gepraat, of die seun en die seun het mekaar gedagvaar, en hulle staan in die hof teenoor mekaar op, en hulle haat mekaar. En dit breek ouers se harte, en dis maar dieselfde gedagte. As ons God se vaderhart wil verbly, dan beteken dit dat ons gered is uit genade, gewas in die bloed van die lam. Ons het een Vader, ons het een Gees, en ons begeerte is om mekaar te dien, mekaar lief te hê. En dit beteken dat ons mekaar sal verdra, dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons mekaar sal regop hou. En ons gaan bietjie môre aangaan met die studie oor hierdie gedagte. Wat beteken dit om mekaar te dra en te verdra? Maar ek dink is 'n goeie gedagte waarmee ek u kan laat. Maak seker dat u vaderskap verander het, dat u nou kind van God is. Besef as u kind van God is, dat u begeertes en u gedragspatroon en u optredes totaal moet verander en blywend sal verander. En een van die belangrikste dinge wat u kan doen as kind van God, en die vaderskap van God kan uitleef, en hom kan verheerlik en sy hart kan verbly, is wanneer jy ander kinders van die Here verdra. Wanneer jy hulle regop hou, wanneer jy hulle ondersteun, wanneer jy 'n stit sal wees vir hulle, ook in hierdie baie moeilike en uitdagende tye. Mag die Here vir ons genade gee by hierdie inleidende gedagte. Wat kan ons doen om die vaderhart van God te verbly? Dat ons vanmôre vir hom sal sê, Here, my hart is miskien swaar. Daar's miskien droefheid in my hart. Daar's miskien skuld in my hart oor dinge wat ek gedoen het teenoor ander kinders van die Here. Ek vra u vergewe my en help my dat ek die vaderhart kan verbly deur ander te verdra. Mag die Here u seën met wysheid, so ook vir my, en mag ons kinders van God wees wat sy hart verbly. Seën vir u, mooi dag verder, tada.